5 protestantse solas en die katholieke strooipop. Dit is die tema waarna ons in vandag se video gaan kyk. My naam is Jacobus de Bruin en welkom by nog 'n episode van Katholieke Netwerk Suid-Afrika. Die sogenaamde 5 solas van die protestantisme is iets wat redelik algemeen bekend is oor die wêreld heen, selfs onder katholieke is die 5 solas, as dit nie bekend is nie, ten minste berig. Die hele gedagte van die Bybel alleen, geloof alleen, genade alleen, Christus alleen en aan God alleen die eer. Dit is iets waarmee ek natuurlik van kleins af groot geword het, toe ek nog 'n protestant was. As dominee het ek dit geleer en as dominee het ek ook aan die gemeentes waar ek was dan ook verkondig. Maar ongelukkig is dit so dat hierdie 5 solas 'n tipe van 'n strooipop opstel in terme van hoe dit die katholieke kerk laat lyk. Asof die katholieke kerk iets is wat ek dan moes ontdek sy inderdaad nie is nie. En dit is omdat hierdie 5 solas, nommer 1, 'n baie nou gesette opsomming is van protestantisme. Dit is 'n baie eng opsomming van die hele protestantisme. Ek sal nou sê hoekom daardie opsomming gekom het. Dit is 'n poging om protestantisme in 'n sekere sin te konsolideer teenoor die katholieke kerk, as om mense opsomming van protestantisme sou wou gee, omdat dit so gefragmenteerd is, dan is die 5 solas 'n poging tot 'n opsomming. Maar hierdie 5 solas wil so inzoom op sekere aspekte van protestantisme, dat dit maak asof die katholieke kerk totaal en al die teenoorgestelde glo van byvoorbeeld die gedagte van Christus alleen, en ons sal daarby dan in vandag se video spesifiek uitkom. Elkeen van hierdie solas is verskriklik gelaai, en 'n mens sou oor elkeen van hulle 'n video kon maak. Vandag wil ek ter inleiding praat, en ek wil praat oor die 3 solas spesifiek, die gedagte van die aan God alleen die eer, Christus alleen, en dan gaan ons uitkom by genade alleen. Ek sal nou die woord sola verduidelik waar dit vandaan kom. Hierdie 5 solas skep 'n bepaalde persepsie van die katholieke kerk, 'n strooipop. Dit laat die katholieke kerk lyk asof sy iets is wat sy nie is nie. En oor 'n tydperk van 5 jaar is hierdie strooipop ontrafel. Die strooipop wat opgestel is deur die protestantisme en spesifiek hierdie 5 solas. Maar kom ons begin by die begin. Die woord sola is die Latynse woord vir alleen. So sola, soos dit hier is, sola beteken alleen. Alleen. Die reformatie in 1517 van die protestantisme begin deur Martin Luther, daarna opgeneem deur ander protestante soos Ulrich Zwingli, Johannes Calvijn en dan volgende generasie protestante ook. Die 5 solas, soos dat ons dit dan nou leer ken het, naamlik skrif alleen en die genade alleen, Christus alleen, God alleen die eer, en so aan, is nie slagspreuke wat van die begin af deur die protestante as 'n kreet daargestel is teenoor die katholieke kerk nie. Baie mense dink dat reg van die begin af was dit asof mense in hierdie groepe getrek het en na die paus toe opgeruk het en geskree het die 5 solas. Dis nie heeltemal waar nie. Wel is dit so dat die onderliggende teologie van die 5 solas was van die begin af dan ook daar gewees. Natuurlik is dit so dat Johannes Calvijn, sowel as Martin Luther inderdaad, van hierdie sola uitsprake gebruik in hulle geskrifte. Maar dis nie asof hulle eendag wakker geword het en hierdie 5 solas daar gestel het nie. Martin Luther het ook, toe die reformatie dan sogenaamd begin het op 31 Oktober 1517, het hy nie 5 solas, 5 alleen slagspreuke teen die kerk se deur in Wittenberg vasgespyker nie. Hy het 95 leerstellinge teen die kerk se deur gaan vasspyker. Nou goed. Ek wil nie nou vandag ingaan rondom die presiese geskiedenis van die protestantse reformatie in daardie tyd nie. In kort kan ons net dit erken en sê dat daar was op daardie stadium bepaalde tekortkominge in die kerk gewees.
Die van julle wat kerkgeskiedenis ken, sal weet dat voor Martin Luther daar ook hierdie sogenaamde bourgeois pause was. Pause wat baie korrup was. Pause wat nie regtig bekommerd was oor die teologie en morele etiese lewenswyse van die kerk nie. Hulle meer bepaal het by geld en ander dinge. Maar dit is 'n storie vir 'n ander tyd. Die kort en die lank is, daar was bepaalde probleme in die kerk. En ek dink as katolieke sou dit onregverdig wees om nie te erken dat daar dikwels in die geskiedenis van die kerk probleme is nie. Die vraag is egter, hoe hanteer ons hierdie probleme? Wat maak ons as daar probleme in die kerk ontstaan? Dan die vraag is, wat maak ons as daar probleme in die kerk ontstaan? Die vraag, het ek die reg om sommer maar net weg te breek en my eie kerk te begin vorm en te maak asof ek al die antwoorde het en asof almal dan nou maar net vir my gewag het? Het ek daardie reg? En ek dink 'n mens moet ook eerlik wees om sommer in die staanspoort te sê, dis een van die dinge wat my na die katolieke kerk toe gelei het, as ek die kerkvaders lees om te sê, nee, as daar probleme in die kerk is, dan sit ons en ons sorteer dit uit, al vat dit vir 'n geruime tyd. Dit is juis waarom daar voor Martin Luther alreeds soveel kerkkonsilies was. Die konsilie van Nicea byvoorbeeld, die eerste konsilie, die tweede konsilie van Nicea, al die konsilies, die ekumeniese konsilies. Dit was allens maniere waarop probleme in die kerk uitgesorteer is. Die probleem egter was, dat Martin Luther was nie iemand wat hom graag aan gesag geonderwerp het nie. En daar het alles natuurlik in mekaar gestort. Gesag. Martin Luther se onbereidheid om gesag te aanvaar. Die hele gedagte van, ek alleen het die reg om te besluit wat die Bybel beteken en hoe die Bybel geïnterpreteer moes word. En daarom kry ons dat reg van die begin af in by Martin Luther, was daar hierdie slagspreuk van sola scriptura, die Bybel alleen, die Bybel alleen. En ons gaan nie vandag regtig daaroor praat nie. Ons gaan 'n volgende keer daaroor praat, want dit is iets waar ons 'n hele paar video's sou kon maak. Reg van die begin af was daar by Martin Luther hierdie gedagte dat elke Christen is sy of haar eie paus in konsilie. En natuurlik Johannes Calvin het voortgebou hierop en gesê dat elke persoon het die reg op private beoordeling om self te besluit wat die Bybel beteken. Hand aan hand met Bybel alleen gaan dan die reg op private beoordeling. En eintlik sou 'n mens kon sê dat die reg op private beoordeling is die Trojaanse perd wat inkom in die stad onder die vaandel van Bybel alleen. Dit klink so mooi, die Bybel alleen, totdat jy te doen kry met die Trojaanse perd, naamlik die reg op private beoordeling. En soos ek sê, ons gaan 'n volgende keer daaroor praat in ander video's. Die hartseer is dat protestante nie eers met mekaar ooreenstem wat Bybel alleen regtig alles sou behels nie. Ek sal nou net so 'n kort definisie daarvan gee. Maar dan daarmee saam, Martin Luther in sy reaksie op die katolieke kerk se teologie, het na sekere Bybelverse gekyk en hy het tot sekere konklusies gekom wanneer hy hierdie Bybeltekste gelees het. En daar's 'n klomp van hulle en ek sal nou na so 'n paar van dit verwys. Maar die agtergrond van die reformatie staan natuurlik teenoor die vraag, hoe word ek verlos? Wat moet ek doen om in die hemel te kom? Nou weer eens, in die vorige video waar ons gepraat het oor die 4 pilare van die katolieke kerk teenoor die 3 pilare van die protestantisme, het ek al reeds vir julle gesê dat protestantisme begin sommer uit die staanspoort by myself. Wat is vir my nodig om in hierdie lewe gelukkig te leef? Wat is vir my nodig om in die hemel te kom? Katolieke begin op 'n ander plek en sal vra, maar hoekom is ek hier? En ons uiteindelik uitbring by die vraag van God. Wie is die een wat ons gemaak het? Waarom het hy ons gemaak? Wie is hy? Dis waar ons sou wou begin. Maar die reformatie het begin by 'n antwoord wat Martin Luther gesoek het op die vraag, maar hoe kan ek in die hemel kom? Hoe kan ek nou verlos word? Wat moet ek doen om in die hemel te kom? Dis 'n baie individualistiese vraag, en die antwoord daarop is amper nog meer individualisties. En dit begin dat in terme van dit wat ons as katolieke het, die ekonomie van verlossing,
'n mens redelik sommer in die middel inspring van die groot verhaal van die ekonomie van verlossing. Daarom is dit belangrik om te weet dat protestante het nie hierdie ekonomie van verlossing nie. En daarom dat protestante eintlik nie altyd katholieke teologie verstaan nie. En 'n mens sien dit vandag, veral in die wyse waarop die solas dikwels gebruik word, die 5 protestantse solas. Martin Luther het gekom en hy het tot stilstand gekom by Bybelverse soos Romeine 1 vers 17, waar ons inderdaad lees van geloof. En ek lees dit vir julle vinnig vanuit die 2020 vertaling. Daar staan, want daarin word geopenbaar dat die geregtigheid van God geheel en al op geloof berus. Soos daar geskryf staan, die regverdige op grond van geloof sal leef. Geloof sal leef. Die regverdige sal op grond van geloof leef. So, ons kry hier te doen met die terme geregtigheid van God. En dit is 'n baie gelaaide term waarby ons inderdaad by 'n volgende video gaan kom, saam met die konsep van geloof alleen. Ek gaan dit nie nou vandag bespreek nie. Maar alreeds, Martin Luther het gesê dat die antwoord op hoe ek gered word, lê in geloof alleen. Die hartseer is net dat die woord alleen kom nie voor in die Bybel saam met die woord geloof nie, in die konteks van geloof alleen nie. Wel, kom ek wees eerlik, dit kom een keer voor in die Bybel. Net een keer is daar hierdie frase van geloof alleen. En dis nie in 'n positiewe sin. Dis negatief wanneer die brief Jakobus sê dat jy nie gered word deur geloof alleen nie. Dat geloof alleen nie genoeg is om jou te red nie, maar daarby sal ons 'n ander keer kom. Maar die frase geloof alleen bring my in die hemel staan nie so in die Bybel nie. Die ander vers wat Luther gebruik het is Efesiërs 2 vers 8 tot 9, waar ons kry baie mooi. Ek gaan lees van vers 7. In hom, Jesus, het ons die bevryding deur sy bloed, die vergewing van ons oortredings, uit die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons geskenk het, saam met alle wysheid en insig. Hy het die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak, soos hy dit goed gedink het in Christus Jesus. Ekskuus, dis hoofstuk 1. Hoofstuk 2 vers 8 tot 9, die agtergrond van daardie vers wat ek nou gelees het is belangrik. Nou kom hy en hy sê, in hoofstuk 2 vers 8 tot 9, want uit genade is julle verlos deur geloof, en juist dit kom nie uit julle self nie. Dit is die gawe van God. Dit kom nie uit eie werke nie, sodat niemand op iets mag roem nie. En op grond van dit sê hy genade alleen en geloof alleen. Maar ook daar sien ons, staan nie geloof alleen nie. Daar staan ook nie genade alleen nie. Dit staan nie daar nie. Maar tog lees Martin Luther dit daarin. Om die waarheid te sê, in Martin Luther se vertaling van die Bybel, sy Duitse vertaling van die Bybel, in Romeine 3 vers 28 spesifiek, vertaal hy die woord alleen in en op ander plekke. En toe kritisie vir hom sê, maar daar staan nie in die Grieks die woordjie alleen nie, toe sê hy, Dr. Luther wil dit so hê. Dr. Luther wil dit so hê. Ja, maar dis die derde slagspreuk, geloof alleen, genade alleen. En dit, soos ek gesê het, veral hierdie geloof alleen, genade alleen, skep alreeds bepaalde strooipoppe in terme van wat die katholieke kerk is of dan nie sou wees nie. Veral by Martin Luther se optrede in 1521, toe hy gedaag is voor die Ryksdag van Worms, het dit baie sterk uitgekom waar hy gepraat het oor geloof alleen, genade alleen en ook dan die Bybel alleen. Dit was by Johannes Calvijn waar ons die ander thebas dan baie sterk sien ontwikkel. In sy institusie vir die Christelike godsdienst wat in 1536 dan ook geskryf is, sy eerste uitgawe daarvan, die institusie van die Christelike godsdienst. Daarin het hy die gesag van die skrif onvoorwaardelik dan ook beklemtoon.
Die gesag van die skrif. Weereens, dit lyk so asof Katolieke nie die gesag van die skrif aanvaar nie, maar daar kry ons Bybel alleen, baie sterk by Johannes Calvijn. Dan kry ons die gedagte ook by hom, die genade alleen konsep word by hom verder uitgewerk. Dan kry ons die hele gedagte van Christus alleen as die enigste middelaar. So dis die volgende ene, Christus alleen. En dit is Solus Christi in Latyn. Solus Christus in Latyn. Sola gratia. Dit is die genade alleen. Sola fidei is die geloof alleen. So, dan kry ons veral hierdie gedagtes in die Duitse Augsburg Konfessie, die Augsburgse belydenis van 1530. Ons kry dit in die Heidelbergse Katekismus, waarvan ek julle al vertel het, wat opgestel is in 1663. En ons kry dit ook in die Dordtse Synode van 1618-1619, en dit is ook hulle wat daar in Nederland die Heidelbergse Katekismus dan ook aanvaar en goedgekeur het. Daar kry ons hierdie gedagtes van die Bybel alleen, geloof alleen, genade alleen en Christus alleen. Die gedagtes wat na vore dan ook kom, en ons sien dan ook hoe dat die konsep van aan God alleen die eer so 'n bietjie begin ontwikkel word. En dit is die 5de ene. Aan God alleen die eer. Aan God alleen eer. Dis nou wat ek daar geskryf het. Nou, die vraag is dan nou onmiddellik. Dit lyk nou asof Katolieke nie aan God alleen die eer gee nie. Dit lyk nou asof ons nie Christus het nie. Dit lyk nou asof ons glad nie regtig eintlik aan genade alleen glo nie. Dat ons nie geloof alleen het nie en Bybel alleen skep ook 'n bepaalde wanindruk van die Katolieke Kerk in die konsep van dat baie protestante sou dink dat ons glad nie die Bybel nie. Hierdie verkeerde persepsies wat mense het, wat verkeerdelik geleer word, deur protestantse dominees, ek self het dit verkeerdelik geleer en selfs geleer aan gemeentelede, dat die Katolieke nie wou hê lidmate moet die Bybel lees nie, dat Bybels verbrand is en mense wat Bybels vertaal het, is ook verbrand, soos John Wycliffe. Maar ons sal nog kom by daardie geskiedenis. Alles wys is waarop strooipoppe opgestel word van wat die Katolieke Kerk inderdaad nie is nie. Dinge wat ek dan in my soeke na waarheid oor 'n periode van 5 jaar dan ontdek het. En dis belangrik dat ek ook dit sê. Dit het my 5 jaar geneem om agter te kom dat die manier waarop ek groot geword het in my godsdiens, gedink het in my protestantse denke, is nie regtig hoe die vroeg-Christelike kerk gedink het nie. Is nie so reg en suiwer soos wat ek gedink het nie. Dit het my 5 jaar gevat. Dit is daarom eintlik onmoontlik om in een video alles wat ek in hierdie 5 jaar ontdek het, weer te gee. So daarom vandag se video eintlik net inleidend. En ons gaan praat veral dan oor God alleen die eer, Christus alleen en dan 'n bietjie oor genade alleen. En dan volgende kere gaan ons begin by daardie Bybel alleen en geloof alleen. Belangrik om te weet, sê ek weer, dat van die begin af was protestantisme geweldig gefragmenteer. Luther en Calvijn het van mekaar verskil, nie in alles dalk so baie soos wat mense dink nie, maar daar was inderdaad redelike sterk verskille, byvoorbeeld oor die teenwoordigheid van Christus by die nagmaal en hoe hy teenwoordig is, al dan nie, selfs beklemtoninge in die doop, en Ulrich Zwingli, by hom was daar groot verskille met die ander twee en hulle met hom. Behalwe vir hierdie 3 groot leiers, was daar ook nog ander individuele leiers. Soveel so dat as ons die geskiedenis lees, dat daar alreeds 2 jaar na die reformatie, protestantse reformatie van 1517, reeds 2 jaar daarna, was protestantisme so gefragmenteerd en verskeurd, dat daar geen ooreenstemming was oor byvoorbeeld die nagmaal nie. Daar was in die 50 verskillende herkenbare sieninge oor die nagmaal, oor die Eucharistie, in die 50 verskillende opinies en menings onder die protestante rondom die Eucharistie byvoorbeeld. Die ontwikkeling van die 5 solas is eers iets wat volgens baie kommentaarskrywers, historiese kommentaarskrywers
eers iets is wat ontwikkel het in die 1900s en selfs in die 2000s, om byvoorbeeld 'n opsomming te kan gee van die rondom die gefragmenteerdheid van protestantisme. Met ander woorde, die 5 solas, soos wat ons hulle vandag ken as hierdie slagspreuke van die reformatie, het ontwikkel as 'n opsommende, samehangende iets wat vir protestante moet kan saambind teenoor die katholieke kerk. Dis om so 'n bietjie die gefragmenteerdheid in die protestantisme te verdoesel agter hierdie 5 solas. Maar die oomblik as jy begin praat oor hierdie 5 solas, gaan jy begin agterkom, maar protestante verskil ook maar baie grootliks oor hoe van hierdie gedefinieer moet word. Ek dink die enigste een waar protestante redelik sterk eensstemmig is die konsep van Bybel alleen. Die Bybel alleen. En daarom is dit interessant, toe ek nou nog 'n dominee was ek op 'n stadium op 'n platform by 'n platform teenwoordig, waar daar vir die dominees en pastore wat daar teenwoordig was, 'n hele klomp pastore en dominees, is daar gevra, watter een van die 5 solas is die belangrikste? En daar was hier en daar dominees soos ek wat gedink het, dat 'n mens moet begin by Christus alleen, of dan by God alleen die eer, dat ons daar moet begin. Maar die oorgrote meerderheid van protestantse dominees en pastore daarteenwoordig het gesê, nee, die mees belangrikste van hierdie solas is die Bybel alleen. En dit is baie ironies, dat 'n protestantse godsdienstbeweging, wat daarin roem dat hulle dit wat sou verkeerd is in die katholieke kerk wil regmaak, en daarom, die katholieke kerk was nou so korrup, dat dit nie anders te kon nie, dat jy 'n nuwe kerk moes begin nie. Toe begin hulle 'n klomp individuele tente, maar hulle begin nie by Christus nie. Hulle begin uiteindelik nie by Christus nie. Dis nie vir hulle die belangrikste nie. God is nie vir hulle die belangrikste nie. Die Bybel alleen is die belangrikste. Dit is baie ironies, en ek sal, wanneer ons kom by die Bybel alleen, sal ek vir julle meer daar rondom vertel. Maar daarom kry ons dat heel wat protestantse kommentaarskrywers, protestantse teoloë sê dit onomwonde, dat binne die hele protestantse binne die hele protestantse stelsel, is die Bybel alleen die mees belangrikste beginsel. Baie omskryf dit so, dat Bybel alleen is daar waar die protestantse reformatie staan of val. Hoor mooi, baie protestantse kommentaarskrywers en teoloë en reformatore deur die geskiedenis heen van die protestantisme sê dat dit is nie Christus alleen of God alleen of selfs geloof alleen of genade alleen wat die belangrikste is nie, maar dat dit die Bybel alleen is. Hierdie frase, die reg tot private beoordeling, dit is waar die reformatie staan en val, staan of val. Dit is so belangrik die Bybel alleen vir protestante is, tussen al hierdie. So dis baie ironies. En onthou nou, die vorige keer alreeds, toe ons gepraat het oor die 3 pilare van die protestantisme, dan kry ons daar, in daardie video het ek gesê, kry ons dan die vraag, dit gaan oor sonde, verlossing en dankbaarheid. Watter 3 dinge moet jy weet om van jou sonde verlos te word, of in hierdie lewe gelukkig te leef? Ek moet weet hoe groot is my sonde, ek moet weet hoe word ek verlos van my sonde, en ek moet dan 'n dankbaarheidslewe sou kon lei om gelukkig te wees in hierdie lewe. Maar dan is daar hierdie vraag wat gevra word deur die Heidelbergse Katekismus, waaruit ken ek my sonde? En as katholieke begin ons altyd by God. God is die hoogste waarheid. God is die hoogste waarheid. Dis waar ons as katholieke begin. Wat sê God oor die onderwerp? Maar in die protestantse denkraamwerk begin ons nie by God nie. Ons begin by die Bybel alleen. Waaruit ken ek my sonde? Die wet, en ons sou dit kon breër definieer as die 10 gebooie, die Bybel. Daaruit ken ek sonde. En toe het ek gesê, alreeds die vraag gevra, dis so interessant, ons sien hoe speel dit uit. As die vertrekpunt die Bybel alleen is, en die Trojaanse perd is dat elke persoon het die reg tot 'n private beoordeling, dan op die ou ende gebeur dit soos dit vandag in praktyk gebeur, dat die Bybel inderdaad nie meer die mondstuk is vir wat sonde is en wat sonde nie is nie,
maar dat ek as individu, wat die reg tot private beoordeling oor die Bybel het, ek word die een wat bepaal wat is sonde en wat is nie sonde nie. Dit is hoe ironies die protestantisme dan ook is. En al hierdie, en ons sien dit gebeur, al hierdie verskeurdheid ook in ons eie dag, wat ons kry rondom selfde geslagverhoudinge, is eintlik maar net 'n logiese en 'n natuurlike uitvloeisel van die Trojaanse perd binne in die onhoudbare, onwerkbare stelsel van die protestantisme. En ek sê dit met baie groot liefde, baie groot respek, want ek weet daar's baie goeie protestantse gelowiges ook. Dit het my 5 jaar gevat om tot die konklusies te kom waartoe ek vandag kon kom. En dit is onmoontlik om in een video jou te oortuig van dat die manier waarop jy groot geword het eintlik nie heeltemal is soos die kerk dit nog altyd geleer het en wat die Bybel dit self dan ook leer nie. Maar kom ons kyk net vinnig na hierdie opsommend te wys, na hierdie 5 solas. En dan gaan ek kom by wat sê die Katolieke Kerk oor ten minste 3 van hierdie solas. En dan gaan ons bietjie meer praat oor die strooipop gedagte. Die eerste een by sola scriptura, die Bybel alleen, sola scriptura. Daar sien ons alreeds verskillende definisies oor wat beteken hierdie frase. En ek gaan spesifiek 'n video oor dit maak vorentoe. So ons gaan nie vandag by alles uitkom nie. Maar die kort en die lank is dat party mense sal redeneer en sê, dit beteken dat die Bybel is alleen die enigste onfeilbare gesag in die kerk. Dis die enigste onfeilbare gesag in die kerk. Martin Luther sê, maar dit is die hoogste gesag in die kerk. Johannes Calvin en veral die Puriteine het gesê dat alles wat ons doen moet direk of indirek afgelei kan word uit die Bybel uit. Daarom kry ons dat die Puriteine byvoorbeeld in Brittanje en selfs op plekke in Amerika waar hulle in die meerderheid was, die viering van Kersfees en selfs Paasnaweek verbied het, omdat hulle sê die Bybel nie vir ons sê dat ons mag Kersfees hê nie. Ons kan dit nie eens aflei uit die Bybel uit nie. So dit moet die enigste reël vir ons geloof wees. Die Bybel is die enigste reël vir ons geloof. Dit is hoe baie keer dit ook gedefinieer word. Maar daarby sal ons uitkom en sal ek 'n video spesifiek oor maak. Ek sal julle dan wys hoe dat die verskillende definisies nie eers altyd sin maak nie en ook nie 100% toegepas kan word nie, omdat daar altyd die Trojaanse perd is wat hand aan hand loop met Bybel alleen. En dit is die reg tot private beoordeling. En daarom het ek al dikwels gesê dat sola scriptura, en dit het ek al gesê toe ek nog 'n dominee was, en ek bekommerd was oor die verdeeldheid in protestantisme, het ek gesê dat sola scriptura is 'n skuiling vir sola Jakobus, sola Pieter, sola Kathleen, sola Maria, sola wie ook al. Dis eintlik nie. Protestante bluf hulle self met hierdie gedagte van Bybel alleen. Want is altyd jy en jou Bybel onder 'n bloekomboom alleen. En dan trek jy net Jesus by, sodat jy moet oulik lyk ook. Maar, solank as wat jy die reg het om self te besluit, en niemand vir jou kan sê jy is verkeerd nie, en jy ten spyte van wat ook al jy sê, solank jy net 'n Bybelteks daaraan koppel, nog steeds kan hemel toe gaan protestantisme nooit een kan wees nie. Gaan daar nooit eensstemmigheid wees nie, gaan jy altyd fragmentering kry, en beteken die skrif alleen eintlik ook maar niks. Soos wat ek dit beleef het, dat die Bybel maar net 'n gespreksgenoot word. En as ons 12 mense om die tafel is wat praat by 'n kommissievergadering, is die Bybel die 13de gespreksgenoot. En dan kan ons hom uitstem met 'n demokratiese denkproses of 'n stemproses. Nou die dag kyk ek 'n video weer wat gemaak is deur 'n etiekkommissie van een van ons Afrikaanse kerke. En in hierdie etiekkommissie vergadering waar daar gepraat word oor hoe bepaal ons moreel-etiese kwessies, word daar 2 punte gesit wat teenoor mekaar is. En raai wat, die Bybel is nie een van daai 2 punte nie. Dit is eenheid in terme van eensstemmigheid, om op dieselfde manier te doen, om op dieselfde manier te dink, eenheid, selfs een kerk sou mens daar kon sit, een is by die een punt, en die ander punt is die verskillende individue. En dan sê die spreker nogal ewe,
Maar dit skep nou vir ons so 'n lekker kreatiewe speelveld, dat ons lekker kreatief kan bepaal, hoe werk ons nou met, en hoe bepaal ons nou met moreel, hoe speel ons nou met moreel-etiese kwessies? Hoe bepaal ons moreel-etiese kwessies, né? 'n lekker kreatiewe speelveld. Die Bybel is nou glad nie eers meer ter sprake in hierdie kreatiewe speelveld nie. Dis eenstemmigheid om een te wees en die individue aan die ander kant. Dit is waar ons nou al trek. So selfs die Bybel alleen is nou al uit die reformatie uitgestoot, in die protestantisme uitgestoot. Dis ironies, maar dit is die logiese gevolgtrekking van as elke persoon die reg tot private beoordeling het. Dan, die geloof alleen, sola fide. Die interessante is dat op die vraag, hoe word ek verlos? Hoe kry ek regverdigmaking? Op grond van wat kom ek in die hemel? Antwoord Martin Luther en protestante, geloof alleen. Geloof alleen. Maar nêrens word dit so in die Bybel gesê nie. Geloof alleen, en daaroor sal ons ook 'n video op sy eie maak, want ons kan nie praat oor geloof alleen sonder die agtergrondkonteks van wat beteken regverdigmaking nie. Nou, so daardie twee, sola scriptura, sola fide, daarby sal ons nou nog kom. Hierdie twee alreeds dra by tot 'n verkeerde persepsie rondom wat die Katolieke Kerk is. Maar dis veral hierdie drie van genade alleen, Christus alleen en aan God alleen die eer, waar ons 'n baie skeefgetrekte idee kry rondom dan wat die Katolieke Kerk is, wat die Katolieke Kerk glo. En ek wil begin met die laaste een eintlik, aan God alleen die eer. Soli Deo Gloria, Soli Deo Gloria. So asof die Katolieke Kerk nie aan God alleen die eer gee nie. Nou wanneer jy met protestante hieroor praat, en dit is ook die een wat laaste bygesit is van die solas, weer eens om so 'n bietjie van 'n opsomming te gee van protestantse denke teenoor die Katolieke Kerk. En as jy nou op grond van hierdie solas vir protestante vra, wat glo die Katolieke Kerk dan kom dit baie duidelik uit die antwoorde wat mense gee en wat ek gegee het vir lidmate. Dit is dat die geloof dat alle eer en lof uitsluitlik aan God behoort, dat niemand anderste eer kan kry nie, en dat selfs daar nie heiliges dan in die kerk moet wees nie. So, Soli Deo Gloria is gemik teen die feit dat in die Katolieke Kerk daar heiliges is wat figureer. En met heiliges bedoel ek iemand soos die maagd Maria, na wie ons baie opsien, haar man Josef, selfs engele soos Sint Michael, die heilige engel Michael, die heilige engel Gabriel. Die feit dat ons vir sekere geloofshelde in die kerk 'n bepaalde eerbiedigheid het. Protestante skiet dit af en sê nee, die oomblik wanneer ek 'n bepaalde verering gee aan ander mense, dan steel ek by God nou sy eer en word hy nie alleen vereer soos wat dit moet wees nie. Goed. Nou, aan God alleen die eer is iets wat Katolieke inderdaad ook aan glo. En dis baie, baie belangrik. Onthou nou, ek het 2 video's gemaak. Die een het gegaan oor theosis. Die feit dat God die stoffelike intrek in die liggaam van Jesus Christus in, deur Christus se sterwe en opstanding, kry ons deel aan die goddelike natuur. Ek sal nou daai teksvers in Petrus dan ook lees. Theosis. Alles trek in Jesus Christus ook saam. Ek het ook 'n video gemaak oor die ekonomie van verlossing. En daarin het ek gesê, hoe alles vir Katolieke aan mekaar gebind is, geknoop is. Ons kan niks sommer maar net in die Katolieke denkraamwerk van mekaar losmaak nie. Ons kan nie die Bybel en die paus en myself van mekaar losmaak nie. Ons kan ook nie die Bybel en die vroeë kerkvaders en die parochie, die gemeente, van mekaar losmaak nie. Ons kan ook nie die heiliges, die wat reeds gesterf het, die wat nog lewe, van mekaar losmaak nie. Want daar's net een liggaam van Christus.
waarby alle gelowiges ingebed en ingeanker en ingeënt is eintlik. En dan, toe ek gepraat het spesifiek oor die sakramentele denkraamwerk van die Katolieke Kerk, het ek ook gesê dat in hierdie sakramentele denkraamwerk van Christus, van Katolieke, die sakramentele denkraamwerk van Katolieke, waar ons as kerk die liggaam van Christus is, het die kerk inderdaad as liggaam van Christus 'n bepaalde rol te speel by ons as lidmate. Mede-lidmate het 'n rol te speel in my lewe. Die priester het, die sakramente het. Nou, onthou dit. So as jy dit nog nie gesien het daar die video's nie, gaan kyk dit asseblief gerus, want dan sal jy so 'n bietjie meer verstaan waarom die verering van heiliges of eer gee aan heiliges nie God se eer steel nie. Die eerste belangrike ding wat ons moet weet, is dat ons as Katolieke glo dat God is nie in kompetisie met sy skepping nie. God is nie in kompetisie met sy skepping nie. Belangrik. God se teenwoordigheid verdring nie sy skepping nie. Inteendeel, God kom na die skepping toe, sodat hy die skepping kan beter maak as wat dit is. Die beeld van die brandende bos. Die bos, God neem as het ware besit daarvan, hy word een met die bos begin brand, maar hy brand nie uit nie. En dit word 'n baken van God se teenwoordigheid, sodat Moses kan sien, hier is iets bonatuurlik, God is hier teenwoordig. God is hier teenwoordig. God wat deur die stoffelike werk. God werk deur die stoffelike. Hy gee sy genade deur die stoffelike. Dit is iets wat protestante nie regtig het nie. Want protestante het 'n baie onbeliggaamde teologie. 'n baie onbeliggaamde teologie. Die stoffelike is nie so oulik nie. Die stoffelike is bietjie boos. So ons kan nou nie, God werk nie heeltemal deur die stoffelike met mense nie. Maar as Katolieke glo ons dat die stoffelike juis ook verlos word en verlos gaan word. Dis belangrik. Ons glo dat God daarom van sy heerlikheid en eer in die skepping geplaas het. En ons kry dit in die Bybel. In die Bybel waarvoor ons gesê word in die Psalms, die een dag stort vir die ander dag kennis oor God uit. Die brandende bos is 'n baken van God. Ons lees in ons katekismes van die Katolieke Kerk, die katekismes van die Katolieke Kerk in paragraaf 294. 294. Daar lees ons, en ek gee nou 'n Afrikaanse parafrase. Die skepping bestaan vir die eer van God. So God alleen moet die eer kry. God alleen moet die eer kry. Maar God lê van sy glorie, van wie hy is, in die natuur. Net soos wat hy die mens gemaak het na sy beeld, lê hy van sy glorie in die natuur. Hy het alles geskep, sodat sy heerlikheid bekend gemaak kan word. Belangrik. God het alles geskep, sodat sy heerlikheid daardeur bekend gemaak moet word. So God, die skepping is nie kontra God nie. Die skepping, die stoffelike, is nie in kompetisie met God nie. Is belangrik. Dan, in paragraaf 2639 van die katekismes. Die lofprysing van God is die antwoord van die mens op die gawes van God. Die feit dat ons God vereer, is 'n antwoord van ons as mens af op die gawes wat die Here vir ons gee. En nou, dan is die vraag, maar hoe raak dit nou die heiliges? Kom ek sê so, kom ons begin so. Dit is baie maklik om te sê, nee, ons steel nou God se eer. Dit is nie, God word nie bedreig nie. Hoekom? Want die stoffelike staan nie in kompetisie met God nie. Inteendeel, die stoffelike se taak is om God te verheerlik en om my te vertel van God. Dis belangrik. In die geskiedenis van die wêreld is daar groot figure wat uitstaan. In die geskiedenis is daar mense soos Napoleon, Alexander die Grote. En wanneer jy iets wil weet oor krygskuns, dan gaan studeer jy Napoleon se lewe en jy kyk wat het hy gedoen en jy leer uit wat hy gedoen het in terme van die krygskuns en jy pas dit dalk van toe, maak dit van toepassing op jou eie lewe. Alexander die Grote, jy kyk wat het hy gedoen en jy maak dit van toepassing op jouself.
Dit is historiese heldefigure. Ons kry dit ook in die sport, in die sportveld. Niemand, geen protestant, is onhuiwerig, of dink eers daaraan dat hy nou God se eer steel, as die springbokvlag gewaai word, wanneer die Proteas by die cricket wen, of die Springbokke met die bus terugkom van 'n toer af, en hulle die beker gewen het nie. Dan plak ons prente van sporthelde teen ons muur. Nee? Ons het sporthelde, ons plak die foto teen ons muur. Andre Agassi, of ek wil nou nie my ouderdom weggee nie, maar allerhande mense in die sport plak ons hockeyhelde, sportspanne, sokker, Nederland, vir wie ek baie lief is in die sokker, Manchester United, ons plak allerhande prentjies teen ons mure van sporthelde, en geen dominee sal sê, nou pleeg jy afgoderry, want daar's nou een of ander ikoon teen jou muur, en nou steel jy God se eer nie. Alle protestante, meeste protestante het sporthelde, het historiese heldefigure. Die feit dat jy die president se foto in jou huis hang, wys daarop dat jy jouself in 'n sekere mate onderwerp aan sy gesag, dat jy sekere agting vir hom het. Die feit dat Paul Creer se foto dalk in jou oupa se huis hang, beteken dat hy 'n bepaalde verering aan Paul Creer gee. Die feit dat wie ook al se fotos in jou huis is, sê dat jy sekere verering aan hulle gee, dat jy sekere agting vir hulle het. Want by hulle kan jy iets leer oor die geskiedenis, hoe om 'n goeie mens te wees. Nou net so vir ons as Katolieke, ook met die heiliges, Maria, Josef, Michael, Gabriel en ander. Die heiliges is vir ons soos die lens van 'n bril. Dit wat ons by hulle kan leer, hoe God in hulle lewens gewerk het, is vir ons 'n lens op hoe God in die algemeen met mense werk. Daarom moet ons agting vir Maria. Want selfs die Bybel sê vir haar, Johanna sê vir haar, geseënd is jy onder die vroue. Geseënd sal jy genoem word deur die latere geslagte. Om 'n verering en 'n bepaalde respek te hê vir die heiliges, het niks te doen daarmee om God se eer te steel nie. Nommer 1, God staan nie in kompetisie met Maria of Josef nie. Hy het hulle gebruik. En die manier waarop God vir hulle gebruik het, en ander heiliges gebruik het, vertel vir ons van die grootheid van God. Hoe wonderlik is God nie, dat hy 'n mens vat, en deur haar beliggaam word in hierdie wêreld nie. God se omgang met Maria plaas haar nie in 'n posisie dat sy belangriker word as God vir ons as Katolieke nie. Maar die feit dat God haar gebruik, vertel vir ons alles van hoe wonderlik God is. Daarom het ons respek vir Maria. Daarom het ons respek vir haar man Josef. Aanbidding is iets wat net God toekom. God alleen die eer. God alleen die eer. Net hy kan aanbid word. Heiliges kan nie aanbid word asof hulle God is nie. Dit sou inderdaad afgoderry wees, en die katekismus noem dit self. In paragraaf 971 van die katekismus lees ons, die verering van Maria en die heiliges neem niks weg van die aanbidding van God nie, maar is 'n verlenging van sy heerlikheid. Die heiliges is mense wat in so noue kontak met God leef, dat hulle eie lewens 'n brandende bos word vir God. En dat as ander mense soos Moses by die brandende bos kom, dan kan hulle sien, wow, God is teenwoordig in Maria se lewe, en ons kan aan God die eer gee. God is teenwoordig daar waar die engel Michael uittrek om Israel te beskerm. Ons kan aan God die eer gee. God is teenwoordig daar waar Josef die familie beskerm in Egipte. Moses homself het 'n brandende bos geword. Daarom word hy 'n tipe van Christus in die Ou Testament. Moses homself is 'n tipe van 'n ikoon van Christus, 'n vooruitwysing na Christus. En niemand sê dis verkeerd nie. So net soos Moses 'n vooruitwyser is na Christus toe nie, net soos Maria ook 'n wyser na Christus. Josef is dit.
Michael is dit, Gabriel is dit, al die engele is dit. Die verering wat ons gee, sê ek weer ten laaste vir die heiliges, is 'n verering wat voortvloei direk vanuit die feit dat dit net moontlik is om God in hierdie heiliges se lewens te ontmoet, omdat God hierdie heiliges gebruik. En dis waarvoor ons erkenning gee. Hier is 'n geloofsheld, 'n martelaar wat hom of haarself laat opvreet het deur die leeu's, omdat hulle vir niemand anders liewer gehad het in hierdie wêreld nie, as vir God nie. Daarom is daar 'n agting en 'n verering van die heiliges, net soos wat ons sporthelde vereer. Want hierdie geloofshelde het die dood gekies eerder as om God te verloon. Daarom is hulle lewens vir ons 'n brandende bos waar ek kan kom staan en sê, "Wow, God is hier teenwoordig. Laat ons bidend nader." Sien, dis bietjie anderster as hoe dit lyk as protestante sommer maar net sê aan God alleen die eer. Dit beteken Katolieke gee nie aan God eer nie, want hulle aanbid eintlik nie vir God alleen nie, hulle aanbid ook die heiliges. Dis net nie waar nie. En ons eie katekismes sê dit. So as jy eerlik wil wees met wat die Katolieke Kerk glo, lees ons katekismes. Lees ons katekismes. Dan, die volgende ene, Christus alleen. Christus alleen. Die Saulus Christus. In Saulus Christus kom die protestante en sê, Christus alleen is die middelaar. Christus alleen is die middelaar tussen hemel en aarde. Niks en niemand anders is nodig nie. Raai wat? As Katolieke sê ons dit ook. Maar die manier hoe protestante dit stel, gaan altyd hand aan hand met die gedagte dat, nee, by Katolieke is daar nie Christus alleen nie. Die heiliges kom saam. Ons moet Maria hê as middelaar, ons moet Josef hê as middelaar. Daarom nou die dag weer het ek verkeerdelik gehoor, waar mense vir my gevra het oor die Katolieke Kerk en gesê, maar hulle weet dat al wat hulle van die Katolieke Kerk weet, is dat Katolieke verkies om liewer deur Maria na Jesus en God te gaan, terwyl protestante direk na God gaan. En my antwoord was, nee, ons gaan nie deur Maria na God nie. Die omgekeerde is wel waar. Ons gaan deur Christus, omdat ons sy liggaam is as gelowiges, deur Christus gaan ons na die heiliges toe. Deur Christus kan ons na Maria toe gaan. Dis nie andersom nie. Christus is ons hoogste middelaar, en ons kry dit. Die teksvers wat daar voorgegee word is 1 Timoteus 2 vers 5. Katolieke glo dit ook. Maar wat protestante baie maklik doen, is hulle lees die teks wat ek nou gaan lees, in isolasie, en hulle lees nie die boonste verse nie. Protestante wil graag hierdie Christus alleen as middelaar gebruik, om te sê, maar ons mag nie vir ander mense vra om vir ons te bid nie. Ons mag nie vir Maria vra om ook vir ons te bid nie. Ons mag nie vir Josef vra om ook vir ons in te tree nie. Ons mag nie vir Michael vra om ook vir ons in te tree nie. Maar dan dieselfde protestant sal vir sy ma vra om vir hom te bid wanneer dit eksamentyd is. Nee, as Christus jou enigste middelaar is, en jy vir my wil sê, omdat Christus die enigste middelaar is, dan mag jy ook nie vir jou ma vra om vir jou te bid tydens eksamentyd nie. Maar tog doen protestante dit. Sien, so dit skep 'n verkeerde persepsie oor wat die Katolieke glo. Kom ons kyk wat sê Timoteus, en ek wil begin hoofstuk 2 vanaf vers 1. Heel eerste versoek ek julle, Paulus wat nou skrywe aan Timoteus, hy sê, heel eerste versoek ek, dat smekinge, gebede, voorbidding, dankgebede vir alle mense gedoen moet word. So, ons moet voorbidding doen vir ander mense. Maar as Christus my enigste middelaar is, hoekom doen ek dan voorbidding? Dan moet voorbidding gedoen word vir konings en vir almal wat in gesagsposisies is, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in alle godvreesendheid en waarheid. Dan vers 3. Dit is goed en reg in die oë van God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense verlos word en tot kennis van die waarheid kom. Want ten spyte van die feit dat hy nou net gesê het,
gesê het, hoorie, doen vir mekaar voorbidding, doen voorbidding vir die koning, doen voorbidding vir jou vriend, selfs jou vyand. Jesus sê, bid vir julle vyande, doen voorbidding vir jou vyand. Dan sê hy, ten spyte van dit, want daar is een God en een middelaar tussen God en die mens Christus Jesus. Een middelaar. Katolieke sê dit ook, daar is net een Christus, daar is net een middelaar deur wie ons verlos kan word. Maria kan ons nie verlos nie, Sint Josef kan ons nie verlos nie, Michael kan ons nie verlos nie. Maar Josef en Maria en Michael speel 'n rol in die ekonomie van verlossing. Slegs deur Jesus Christus as die enigste middelaar, slegs deur hom kan ons in die hemel kom. Dis ook slegs deur Jesus Christus as ons enigste middelaar dat ek vir my vrou kan bid, vir my seun kan bid. Dit is slegs as gevolg van en op grond van en deur dit wat Christus vir ons gedoen het. Die feit dat ek deel is van sy liggaam, dit is slegs deur Christus alleen, dat ek in elk geval vir my vrou wat 'n Christen is, kan vra, bid asseblief vir my. Kom ons bid vir vrede in Gaza. Kom ons bid vir vrede in die Oekraïne. As dit nie vir Christus is nie, en die werk wat hy kom doen het as middelaar nie, en die feit dat ons deur hom en in hom bid nie, sou ons nie kon bid nie. So Katolieke glo ook, Christus alleen, daar's net een middelaar, dis Christus. Dis wat Katolieke glo. En ons kry dit in ons katekismes. Op grond van 1 Timoteus 2 vers 5 lees ons in die katekismes paragraaf 480. Jesus Christus is die enigste middelaar tussen God en mens. Ons glo dit ook. Paragraaf 618. Niemand, of dit nou Maria of die heiliges is, kan 'n plaasvervanger vir Christus wees nie. Alle heil, alle verlossing, alle saligheid kom van Christus af. Is moontlik net op grond van Christus. Katolieke glo dit ook. Sien julle, 'n strooipop wat hierdie solas maak van die Katolieke kerk. Dit maak 'n karikatuur van die Katolieke kerk wat sy nie is nie. Dan paragraaf 662 van ons Katolieke katekismes. Jesus tree in vir ons by die Vader as ons hoëpriester. Hy is die een wat almal van ons se gebede as het ware versamel en in homself offer aan Christus, aan God die Vader. Christus is die middelaar. Deur Christus, dis hoekom ons in sy naam bid. Wat julle in my naam vra. Katolieke glo ook aan God alleen die eer en aan Christus alleen. Katolieke se groot kritiek lê in Bybel alleen en geloof alleen, en daarby gaan ons kom. Die laaste sola wat ek wil aanspreek is sola gratia. Redding is 'n gawe van God se genade alleen. Redding is 'n gawe van God se genade alleen. Protestante, deur middel van hierdie solas, is baie vinnig om te sê, 'n karikatuur te skep van die Katolieke kerk deur te sê nee, en ek het dit al hoeveel keer gehoor, en die hartseer is dat ek het nie net gehoor nie, ek het dit self verkeerdelik geleer aan die gemeente. Ek het dit self verkeerdelik geleer en geleer aan ander mense. Dis die hartseer. Protestante is baie vinnig om te sê, ons glo, ons word uit genade alleen gered, en Katolieke sê, nee, ek moet ook werke doen. Of ons word gered, geloof alleen, en Katolieke sê, ons word gered, geloof plus werke. Maar dit is 'n verkeerde wanpersepsie. Geloof plus werke. En ek is seker van julle het dit al gehoor, maar dis verkeerd. Dis nie so eenvoudig nie. Dis nie wat Katolieke sommer maar net glo nie. Genade alleen is die vertrekpunt vir alles. Genade alleen is die vertrekpunt vir alles, saam met Christus alleen. Niks kan gebeur sonder genade alleen nie. Nou, ek wil begin deur eintlik nou eers te lees uit die katekismes uit. 3 paragrawe. Wat glo ons
as Katolieke, en dan sal ek nou 'n gedeelte lees uit Petrus uit, en dan ietsie anders ook lees. Maar hier, rondom genade alleen, beklemtoon ons as Katolieke genade op 'n bepaalde manier. Terloops, genade alleen, hierdie frase staan ook nie in die Bybel nie. En dit is baie ironies, dat protestante graag wil hê, alles moet in die Bybel staan, of uit die Bybel uit afgelei kan word. Maar genade alleen staan nie daar nie. En jy sukkel regtig om dit af te lei ook, behalwe as jy soos Luther ander betekenisse gee aan woorde, soos wat die kerk dit nog altyd verstaan het. Justitia Dei, die geregtigheid van God, en daarby gaan ons kom. Maar in paragraaf 1996 van die Katolieke Kerk se Katekisme sê ons, genade is 'n guns, die gratis en onverdiende hulp wat God aan ons gee om sy kinders te word en te wees. Die goddelike natuur deelagtig te word en die ewige lewe te beerwe. Genade is 'n guns, onverdiend, dis gratis, God gee dit aan my. Belangrik, ons glo dit. Genade alleen. Dan paragraaf 2000. Redding is uit genade, want dit is God wat die eerste tree neem. Dit is God wat die eerste tree neem. God wat geskep het. God wat selfs na die sondeval vir Adam en Eva kom opsoek. 2010, paragraaf 2010. Niemand kan die genade van God verdien nie. Daar sê ons dit. Daar sê die Katolieke Kerk dit. Amptelik in ons katekismes, niemand kan die genade verdien nie. Lees dit as jy dit nie wil glo nie, paragraaf 2010. Niemand kan die genade van God verdien nie. Dit is 'n gawe. Dit is 'n gawe wat kom van God af. Belangrik. Belangrik. Daarom moet ons versigtig wees vir hierdie karikatuur wat geskep word van die Katolieke Kerk deur hierdie solas. Want dit gee 'n verkeerde verstaan van wat die Katolieke Kerk leer en nie leer nie. Nou, protestante verskil met Katolieke oor hoe genade jou lewe affekteer en hoe dit gestalte vind in jou lewe. En daarby gaan ons eintlik nou vorentoe kom, want ons praat oor die Justitia Dei, die geregtigheid van God, en dan die geloof alleen. Maar genade alleen is iets wat vir my as dooie mens gegee word deur God. Die erkenning van die feit dat daar 'n erfsonde is, en die Katolieke Kerk erken dat daar is 'n erfsonde. 'n Erfsonde wat ons gekwes het, wat ons lewe verwronge gemaak het, wat die natuur en die skepping verwronge gemaak het. Wat maak dat ons kennis van God verloor het, dat dit aangetas is deur die sonde, dat ons kinders en hulle kinders en hulle kinders, hulle self nie kan losmaak van die invloed van die sonde in hierdie wêreld nie. Ons het God nodig om ons te kom verlos uit dit uit. Daarom het die kerk alreeds in haar konsilies beslissings gevel teen byvoorbeeld Pelagius wat gesê het, ek kan sonder genade gered word. Ek kan, deur wat ek doen, kan ek gered word. Maar die Katolieke Kerk het standpunt ingeneem by verskillende konsilies. Konsilie van Oranje, die konsilie van Efese en ander, het die kerk standpunt ingeneem teen Pelagius en gesê, nee, genade. Ek kan nie maar net op grond van my werke self in die hemel kom nie. So die Katolieke Kerk is nie pelagianisties, soos wat veral die Calviniste ons graag sou wou beskuldig van nie. Maar die interessante is waar veral die Calviniste hel oor na die ander kant, ons gaan daarby uitkom, die leer van die dubbele predestinasie, die feit dat genade alleen so beklemtoon word, dat selfs Augustinus misbruik word, om sekere goeders te sê, en dan besef ons nie, dat die Katolieke Kerk wat gesê het, Pelagius is verkeerd, by die konsilie van Oranje, dieselfde kerk wat gesê het, Pelagius is verkeerd, het ook gesê, Augustinus, jy is ook nie met alles reg nie. Wat doen genade? Deur genade word ek 'n nuwe mens van binnekant af, ek word nuut gegenereer. Ek word nie maar net bedek met die bloed van Christus, soos wat Luther dit graag wil hê, soos wat protestante en selfs Calvin dit graag wil hê nie.
Ek word deel gemaak van God se huisgesin sonder dat ek dit verdien. Soos wat my seun Wikus gebore is in ons gesin in, as 'n De Bruin. Hy het dit nie verdien nie. Hy het dit gekry, verniet. So word ons deel van die huisgesin van God, sê Efesiërs, sonder dat ons dit verdien. Maar wanneer ek deel word van die huisgesin van God, nou is daar sekere reëls en take en dinge wat moet gebeur, want die familie van God lyk op 'n bepaalde manier. Die familie van God doen op 'n bepaalde manier. En as ek dit nie doen nie, dan lyk ek nou nie meer soos 'n kind van God nie. Ek kan selfs besluit, ek loop weg uit die huisgesin van God uit. Ek wil lees wat sê Petrus. Katolieke glo in genade alleen. Maar hoor nou, dis daai ongelooflike vers van om deel te kry aan die goddelike natuur. Wat is die doel van verlossing? Hierdeur het hy sy kosbare en grootste belofte reeds aan ons gegee, 2 Petrus 1 van vers 4. Sodat julle deel kan kry aan die goddelike natuur, nou dat julle ontvlug het aan die verdorwenheid wat deur die begeerte in die wêreld teenwoordig is. Om deel te kry aan die goddelike natuur. Sy goddelike krag, wat vir ons alles gee, sê vers 3. Hoor nou, sy goddelike krag het ons immers reeds alles gegee wat nodig is. En ons kry dit verniet. Ons kan dit nie verdien nie. Ons kan nie verdien om in die huisgesin van God te wees nie. Alles wat nodig is, om God vreesend te lewe. So ek kry alles verniet, sodat ek kan doen wat God van my vra. Ek kry alles verniet. Ek word verniet 'n kind van God, sodat ek nou kan doen wat God van my vra. Sodat ons alles wat nodig is vir 'n Godvreesende lewe. Dan vers 5, daarom, nou dat jy verniet alles gekry het, lê jou juis daarop toe, om met alle ywer by jou geloof te voeg deug, by deug insig, by insig selfbeheersing, by selfbeheersing volharding, by volharding Godvreesendheid, by Godvreesendheid broederliefde, by broederliefde liefde vir alle mense. Immers, wanneer jy oor hierdie eienskappe beskik, watter eienskappe? Nuwe dinge wat vir jou gegee is, verniet deur God sonder dat jy het verdien is. Die nuwe mens, wanneer ek deel kry aan die goddelike natuur, sonder dat ek het verdien, genade alleen. Nou, gee God vir my alles, sodat ek ook kan groei in hierdie genade. Ek kan groei in hierdie genade. En dis nou die ding, wat protestante nie het nie. Protestante neig oor, veral in die Calvinisme, om te sê, nee wag, ek kan nie groei in die genade nie. Tog, lees ons, immers wanneer julle oor hierdie eienskappe beskik en daarin toeneem, sal dit daartoe lei dat julle nie nutteloos en sonder vrug is, wat julle kennis van die Here Jesus Christus betref nie. Want die een by wie hierdie dinge ontbreek, is blind en kortsigtig en het vergeet dat hy van sy vorige sondes gereinig is. Daarom, broers, lê julle soveel te meer daarop toe, om julle roeping en verkiesing stewig te vestig. So, iets gaan gepaard saam met die genade. Want as julle hierdie dinge doen, sal julle nie struikel nie. So as jy dit nie doen nie, sou jy kon struikel. Ja, so sal toegang tot die ewige koninkryk van die Here en Verlosser Jesus Christus ryklik aan julle voorsien word. Sien, omdat God nie in kompetisie is met sy skepping nie, daarom glo ons dat dit wat ons doen vir die Here niks wegvat van God se eer nie. Ons glo dat God ons nooi om deel te neem aan die ekonomie van verlossing. Daarom as God genade aan my gee, dan gebeur daar iets in my. Ek kry die uitnodiging om saam met God te werk, te groei in genade, deel te neem aan die verlossing van die skepping en self te groei. In genade, self te groei in verlossing, te groei in geregtigheid voor die Here. Dit is 'n bietjie anderster, want die vertrekpunt is anderste in die Katolieke Kerk as daar waar protestante begin, of daar waar protestante graag wil sê die Katolieke Kerk begin.
Ons begin nie deur te sê, ek verdien genade nie. Geen een van ons werke kan genade by God verdien nie. Daardie eerste tree wat God gee, ek reageer deur geloof, en ons gaan daarby kom. En ek word genooi om saam met God te werk, in en deur genade. Ek werk nou, ek woeker nou met hierdie genade. En God se genade groei in my lewe, 'n lewe van heiligmaking, 'n lewe van groei en geregtigheid. En dis iets waar my kopverskywing moes plaasvind, want as iemand wat in 'n kalvinistiese tradisie gestaan het, en daarby sal ons uitkom, het ons in die kalvinisme die sogenaamde heilsorde. En daardie heilsorde verskil in die wyse waarop God se verlossing in jou lewe gestalte vind. By protestante is werke altyd maar net 'n dankbaarheidslewe. Dis 'n reaksie in dankbaarheid op die feit dat ek gered is. Maar by Katolieke is dit 'n reaksie omdat ek gered is. Dit is 'n dankbaarheidsreaksie, maar dit is ook meer. My werke is 'n meeloop saam met God. Dit is 'n moreel-etiese, wow, ek het die voorreg om saam met God te kan werk, deel te neem aan die ekonomie van verlossing. En as ek dit nie doen nie, dan laat ek na dit wat God van my vra, en laat ek hom in die steek. Daarom by ons is die goeie werke wat ons doen, nie daar om sommer maar net redding te verdien nie, maar het is daar om deel te neem aan die ekonomie van verlossing, teenoor die skepping, teenoor my medemens, om die wêreld 'n beter plek te maak, sodat ons almal saam groei in die genade van God, sodat ek as 'n stoffelike wese 'n kanaal kan wees waardeur God se genade vloei na die res van die wêreld rondom my. En weer eens, vir protestante klink dit vreemd, dit was vir my vreemd, want ons ag nie die stoffelike as iets waardeur God regtig werk nie. Ons sê ook deel van die feit van hoe ons genade sien is dat God gee genade deur die kerk, deur die sakramente aan die wêreld. Ons kan groei in genade deur ons deelname aan die sakramente. Want dis liggaam van Christus, en my deelname aan die liggaam van Christus laat dit ek toeneem in Christus. Ek word, Paulus sê, ek kan meer word Christus. Ek moet minder myself wees, ek moet die ou mens afsterf en meer Christus word. Vir ons as Katolieke beteken dit 'n groei in genade. 'n groei in genade. So dis die klemverskil tussen protestantisme en die Katolicisme. Goed. Ek wil hier afsluit. Volgende keer gaan ons verder gaan en sal ons begin praat oor die geregtigheid van God. En dan geloof alleen ensovoorts. Maar ek hoop na vandag se video so 'n inleiding en 'n breë oorsig oor die solas en waar dit vandaan kom. Dat jy so 'n bietjie sal begin snap oor hoe dat hierdie solas inderdaad 'n strooipop opstel van die Katolieke Kerk iets maak wat sy nie is nie. En dan veg ons teen hierdie iets wat ons dink sy is, terwyl sy dit glad nie is. Fulton Sheen wat so mooi gesê het, dat daar is honderde duisende mense wat nie hou van dit wat hulle dink die Katolieke Kerk is nie. Maar daar is omtrent niemand wat nie van die Katolieke Kerk hou nie, soos wat sy regtig is nie. En dis belangrik. En dis belangrik. Aan God alleen die eer. Christus alleen is die middelaar. En alles berus op die genade van God wat alles voorafgaan. Dankie dat julle saam geluister het. Mag julle 'n mooi dag dan ook verder hê.